Goeiemôre, my naam is Rudy Niemand, ek is 24 jaar oud. Dit is nou die eerste keer wat ek 'n video uitbring. Ek het gewoonlik net voice notes uitgebring, maar ek weet nie hoe om my voice notes wat ek maak om op Facebook te laai nie, so ek het besluit om net video's te maak. Ek sal op WhatsApp en so aan voice notes ook maak. So die afgelope tyd het ek begin praat oor die misleiding. Ons het begin by die Adamiet. Toe het ons oorgegaan na die beloftes wat Vader aan Abraham gegee het. Ons het oorgegaan na die 12 stamme toe. Ons het toe oorgegaan van daar af na die kerkmisleiding toe en na die vertaling van ons Vader se naam. Vandag gaan ek gou 'n deel uithaal oor die drie eenheid. Vandag gaan ek praat oor Yahweh of Yahuwah wat nie Yahusha is nie, of Yeshua is nie. Yeshua en Yahweh is nie een en dieselfde persoon. Dit is twee verskillende wesens. Jy sien, die misleiding het ingekom na die gevangenis van die Babyloniese gevangenis. Na die gevangenis het ons 'n sekere Bybels begin gebruik omdat dit in 'n sekere taal vertaal is en verkeerd vertaal is. Want voor die Babyloniese gevangenis het hulle gebruik gemaak van Paleo-Hebreëus. So, as gevolg van die gebruik van die skrif na die Babyloniese gevangenis en nie die oorspronklike Paleo-Hebreëse skrif voor die gevangenis, het die misleiding ingekom vanaf die Tweede Tempel tydperk. Dit is 'n pagaanse geloof wat homself in die woord ingevorm is deur die klomp verkeerde vertaalde interpretasies te gebruik. So, Yahuwah en Yahusha is nie een en dieselfde nie. Dit is twee verskillende wesens. Hier gaan baie vrae ontstaan, maar ek gaan dit so goed en reg as wat ek kan, wat dit vir my moontlik is, gaan ek dit vir julle stel. Ek vra net dat julle aandag hierby sal wees en sal volg. Soos ek sê, ek is maar 24, ek probeer net my bes om die woord uit te kry na die wêreld toe. Eerste ding wat ons gaan lees is Johannes 20 vers 17. Yahusha sê vir haar: "Moenie my vashou nie, want ek het nog nie opgegaan om by my Vader te wees nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: Ek, Yahusha, gaan op na my Vader Yahuwah en julle Vader Yahuwah en my Yahusha nou Eloah en julle Eloah." So ons sien duidelik dat daar van twee gepraat word en nie van een persoon nie. Dan gaan kyk ons na Filippense 2 vers 5 tot 6 wat sê: "Hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in die gesalfde een Yahusha is. Hy, Yahusha, wat terwyl hy die afbeelding, die beeld van Yahuwah was, dit geen roof geag het om soos Yahuwah te wees nie." Goed onthou, Yahusha was die beeld van Yahuwah. Yahusha was die lig van Yahuwah. En wie se naam dra Yahusha? Wie se naam moes Yahusha dra? Niemand anders as sy vader Yahuwah of Yahweh. Yahuwah is Paleo-Hebreëus vir Yahweh. Yahweh is die hedendaagse, die nuwe Hebreëus sal 'n mens nou so stel. Ek bewys gou uit King James Bybel wat sê die King James vertaling. "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God." Sien jy die misvertaalde vers in vers 6? Want volgens hulle sê hulle dat Yeshua het dit nie as roof geag om gelyk te wees as Yahuwah, as Yahweh. Yeshua is die glorie van Yahuwah. Hy weerspieël die glorie van Yahuwah. En as Yahuwah se beeld, en as 'n beeld weerspieël die glorie van Yahuwah af op Yahusha en ook
op ons. 2 Korintiërs 4 vers 4. Hulle vir wie die God van hierdie wêreld die intellek verblind het, omdat hulle nie vertrou sodat die lig van die goeie boodskap van die gemanifesteerde teenwoordigheid van die gesalfde een, wat die beeld van Jahoua is, nie op hulle sou skyn nie. Joshua vervul daarom die profesie van Jesaja. Jesaja 42 vers 1. Let op my knegg, my beeld, wat ek ondersteun, my gekose een, in wie my lewe verheug is. Ek het my ruach op hom gelê. Hy sal regverdige oordeel na die nasies bring. Nou 'n beeld of 'n image in Engels is definitief nie die ware onderwerp nie. Dit is iets wat in die plek van iemand of iets staan. Jahusha was Jahoua se menslike beeld en nie Jahwe homself nie. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. 'n Pa en 'n seun. Die pa leer die kind alles wat hy weet. Hy gee sy kennis oor na die seun. Dit maak van die seun 'n weerspieëling of 'n getuigskrif van die pa. Maar dit maak hom nie die pa nie. So dus kan Joshua nie Jahoua wees nie. Joshua is wel Jahoua se getuigskrif. Dit is verseker. En daarom is presies dit waarvan die leenagtige pen gepraat word van die skrywers, want dit is die verkeerde aanhalings van die vertalings om in te pas by die pagaanse geloof. Die advertering van die valse Messias. Jeremia 8 vers 8. Hoe durf julle sê, ons is wys en die wet van Jahoua is by ons. Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leenpen van die skrywers. Jahusha het gesê, hy is die seun van Jahoua en een in familie. Let op, hulle is een in familie. Dit is soos ek en my pa. Ek en my pa is een in familie, maar ons is nie dieselfde nie. Ons is nie dieselfde persone nie. Of maak dit ons nou ook een en dieselfde persoon? Maak dit nou van my as Rudy, my pa, soos wat my pa daar is. Dit kan mos nie wees nie. Ons is een in bloed, ons is een in familie, ons is nie een in wese nie, maar twee in wese, maar een in familie. Johannes 10 vers 34 tot 36. Jahusha antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek, dis nou Jahoua, het gesê, julle is gode nie. Let op gode met klein letters. As dit hulle gode noem tot wie die woord van Jahoua gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie, dat die Ou Testament nie kan verbreek word, sê julle vir hom, vir Joshua, wat die Vader, Jahoua, afgesonder het, en in die wêreld ingestuur het. U, Jahusha, praat kwaad teen Jahoua, omdat ek, Jahusha, gesê het, ek, Jahusha, is die seun van Jahoua. Jy sien, Jahusha het dit duidelik gemaak dat hy nie Jahwe is nie, maar let wel, die seun van Jahwe. Jahwe, die lewende God, Elohim, is in enkelvoud, is perfek. Jahwe is almagtig. Jahwe het nie nodig om te groei in enige manier of vorm nie. Daarom, as dit bewys kan word dat Joshua, die Messias, perfek geword het en gegroei het in wysheid en in kennis van Jahwe, dan was hy absoluut definitief nie Jahwe homself nie, maar 'n mens, net soos ek en jy. Goed, Jahwe, ons lees in Lukas 2 vers 40 en 52. En die seun, Joshua, het gegroei en sterk geword in die ruach, en hy, Joshua, is gevul met wysheid en die onverdiende guns van Jahwe was op hom. Dit was op Joshua. Vers 52. En Joshua het gegroei in liggaam, in wysheid en in aanvaarding by Jahoua en die mens. Nou ja, dit wys dat Joshua nie perfek gebore is nie, maar dat Joshua perfek geword het.
Hoekom of eerder hoe op aarde kan Jahwe wat perfek is, groei in wysheid en guns met homself? Ek weet, dit klink baie belaglik. En as Yeshua moes beter word as engele en Jahwe was Yeshua, dan wie is in beheer? Wie was in beheer oor die engele as Yeshua dan op die aarde was? En wie was dan in beheer as Jahwe nie beter as engele was? Dit beteken dan mos die engele was in beheer. Die beste van alles is dat Jahwe op die folterpaal gesterf het. Wie het dan vir Jahwe opgewek? As Jahwe dan nou vir ons gesterf het, as Vader nou vir ons gesterf het, sê vir my, wie het hom opgewek? As Vader vir ons gesterf het, vir wie het Yeshua dan uitgeroep om te sê, Vader, Vader, waarom het U my verlaat? Dit sê mos duidelik, hy roep na sy Vader. Dis iemand anders, dis nie homself nie. Hebreërs 1 vers 4. Terwyl hy, Yeshua, soveel uitnemender geword het as die engele na mate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle. Dit laat 'n mens bietjie anders dink. Ek meen, kom ons gaan kyk gou na 1 Timoteus 2 vers 5. Dit sê uitdruklik, want Jahwe is een, let mooi, let op, Jahwe is een, en die middelaar tussen Jahwe en die mens. Wie is die middelaar tussen Vader en die mens? Niemand anders as die Seun, Yahusha nie. So, kom ons lees gou weer 1 Timoteus 2 vers 5. Want Jahwe is een, en die middelaar tussen Jahwe en die mens. Die mens, Yeshua, die gesalfde een, is een. So hy sê dat Vader is een en Yeshua is een. Dis twee verskillende plekke. Hebreërs 2 vers 11 tot 13. Want hy, Yeshua, wat heilig maak, want hy, Yahuwah, wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam Yeshua, hy is Yeshua, hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy, Yeshua sê, ek Yeshua sal u naam, wat Yahuwah is of Yahwe, aan my broeders verkondig. In die midde van die gemeente sal ek Yeshua u naam prys, Yahuwah prys. En verder, hier is ek, Yeshua, en die kinders wat Yahwe my, dis Yeshua gegee het. Daarom sien ons duidelik dat Yahwe en Yeshua nie een is nie, en dat dit alles, net soos die benaming van ons Messias, deel van hierdie paganistiese doktrinestelsels homself laat inwurm het, sodat die vyand jou identiteit kan steel, sodat die vyand jou kan wegbeweeg van Vader se weg en van Vader se waarheid af. En nie Vader nie, maar eerder hierdie dominees en hierdie mense wat die leuen verkondig. Gaan lees die skrif mooi, gaan bestudeer die skrif mooi, en moenie lees wat jy wil lees nie. Lees wat jy moet lees. Lees die waarheid. Ek meen die skrif, laat skrif homself verklaar. Skrif verklaar skrif. So, ek hoop die goed maak sin. En as daar vrae is, dan kan julle my gerus kontak vir my nommer en dit. Ek sal my nommer ook comment op die video. Dis nou my eerste video wat ek uitbring. So ons sal maar sien hoe gaan dit. So, maar geseënde dag vir elkeen van wat van hierdie video kyk. En mag Vader julle seën. En onthou om altyd te vra vir die roeg van onderskeid, om te onderskei tussen wat reg en verkeerd is. En wat ek ook vir mense gewoonlik sê is, moenie my woord vat vir wat ek sê nie, maar gaan toets dit. Gaan ondersoek dit. Gaan soek die waarheid. En moenie net kyk wat die mens sê nie, maar gaan soek kleinweg die waarheid. Geseënde dag vir elkeen.